Prys die Here, prys sy heilige naam. Thank you Jesus. Kom ons bly sommer net in hierdie soete teenwoordigheid, soos wat ons nou die woord bedien. Dankie julle musiekspan, dit was sommer net goddelik. Alle eer aan die Here. Alle eer aan die Here. Thank you Jesus, you are good, you're a good God. Alle eer aan die Here. Nou, vanoggend is dit weer 'n bietjie my beurt om die woord te bring, maar weet julle wat? Dit is nie ons wat moet preek nie, dis die woord van die Here wat moet preek. So hoor net die woord van die Here, sien net die woord van die Here, maak net jou hart oop vir die woord van die Here. Ons wat hier voor staan is maar net 'n mondstuk. Maar gelukkig kan ons die woord nog huis toe vat ook en dat hy verder met ons praat, nee. Die woord van God sê, the unfolding of your word brings light. En ons het lig nodig, lig op die onderwerp, en dit is God se woord, prys sy naam. Nou, ek wil hê jy moet ter harte neem wat die Gees van die Here vandag vir jou sê, wie's reg om en wie's ontvanklik, wie's lief vir die woord, wie smag na die woord van God soos 'n hert smag na waterstrome. Gaan lees bietjie Psalm 119, ek was hierdie week bietjie in Psalm 119, dit gaan alles oor die autoriteit van God se woord, dit is absoluut, as jy in Psalm 119 bietjie vertoef, dan raak jy weer aangedaan, en jy besef, maar jy kan nie sonder God se woord nie. Amen. Nou, vandag se tema wat ek voel die Gees van die Here op my hart gelê het, en wat hy in die afgelope tyd in my hart opgewerk het, soos wat ek hom gesoek het, en ek soek die Here, ek sê, Here, wat is dit wat U wil sê met my eerste, wat is dit wat U wil sê vir die gemeente, en mens moet hom soek, hoor, baie keer moet 'n mens soek, Here, wat is dit, wys my, en jy lees, en jy is in die woord van die Here, en jy is onder die geklank van die woord, en jy sê, Here, wat is dit wat U wil sê, en jy moet sensitief wees, en ek voel, dit is wat die Gees van die Here op my hart gelê het, ook wat aansluit met ons tema hierdie jaar, en as jy nog nie ingekoop het in ons tema, en ons visie nie, die tema is Bult, en die Here het net weer kom, in 'n groot ding kom oopmaak oor hierdie hele tema, en die Here het nog nie klaar gepraat nie, so, hoor wat die Gees van die Here sê, amen. Weet julle, hy is die meesterbouer. Hy is die meesterbouer, hy is die meester in alles. Die meester teacher, rabbi, hy is die meester in alles, meester geneesheer, meester in alles, maar hy is die meesterbouer. In Markus 6 vers 3, ons het groot geword, en ons is geleer, hy was die seun van Josef en Maria, Josef was 'n timmerman, die Engelse vertaling sê, carpenter, the carpenter's son. Maar weet julle wat beteken hierdie woord werklik? In die Hebreëse vertaling, sharash, en Grieks is 'n tekton, weet jy wat beteken dit? Bouwer. Dit is nie 'n timmerman nie, dit is ook nie 'n craftsman nie, want hulle sê, as jy dit bietjie gaan oplees, in die Bybelse tyd was dit 'n craftsman, en hy kon bou, dit was 'n general craftsman wat gebou het in hout met yster en met klip, dit was nie net beperk tot hout nie. En gaan kyk wat beteken hierdie woord, dit beteken bouwer. Toe ek het agterkom en ek sê, ja Here, U is die meesterbouer, U is nie net 'n timmerman of 'n carpenter nie, but you are a builder, you are a master builder, en weet julle, dit was in God se raadsplan, dat Jesus self by 'n bouer moes groot word, want daar was sekere dinge wat hy moes gesien het. Hy moes verstaan het hoe werk bouwerk, hoe werk fondasies, hoe werk hoekstene, hoe werk swak plekke, hoe werk versterkings in bouwerk en in konstruksie, en wat is nodig, en van krake, en van frakture. Hy moes dit verstaan hoe om te bou, voordat hy in sy bediening, eers in sy 30ers kon toetree, hy moes verstaan het hoe werk dit om te bou. Maar weet julle wat is so goddelik vir my, is as jy weet wat beteken seunskap? Seunskap, ons is seuns en dogters van Christus. Nee, ons is sy kinders, ons is sy kudde. Weet julle wat beteken seunskap? Dit kom van die woord ben, wat beteken bouer.
Ek het daar vir julle op die bord gesit. Soos om kind te wees, kindskap, om 'n seun te wees, 'n dogter van Christus beteken om 'n bouer te wees, 'n medebouer. Dit was vir my goddelik toe ek dit sien. En ek verstaan, ons is medewerkers van Christus en hy roep ons op om saam met hom te bou. Ben beteken bouer van die familienaam, 'n uitbouing van die naam van Jesus Christus. Ons dra sy naam as medebouers, medewerkers in Jesus naam. Amen. So kom ons maak gou ons oë toe. Here Jesus, ek bid dat U hierdie woord sal seën, dat U sal vooruitgaan, dat U sal praat, Here, dat U deur die Gees sal opwek in die harte. Dit wat moet opgewek word, Here, dit wat verstaan moet word, dat U dit sal uitlei, Here Jesus, dat U die woord sal spreek. In Jesus naam, Here, ek bid dat U lig sal toetree. En geen ruimte vir enige duisterwerke sal los nie, Here Jesus. Dankie dat U elke gedagte gevange neem tot gehoorsaamheid van U, dat U spreek op elkeen, Here, se hart. Dat hulle sal hoor wat hulle moet hoor in Jesus naam. Amen. Nou, ek wil hê jy moet gou oopmaak in Sagaria 1 vers 18 tot 21 en ek wil graag daaruit bedien uit hierdie woord en is belangrik dat jy moet meedoen, dat jy jou Bybel oopmaak, dat jy sal sien. Ek wil graag 'n versoek rig dat jy jou Bybel saambring kerk toe. As ons die woord oopmaak, baie sit nie eers die woord op die skerm nie, dat jy self kan sien, dat jy kan kontak maak met die woord, dat sy woord self met jou kan praat. Weet jy, jou oë is portals, is openinge vir God se Gees, jou ore, en as ons die woord lees, dan maak ons deure oop vir God se woord om toe te tree, om in te kom, ons ore, ons oë, is belangrik, dat ons kontak maak met die woord van God. Amen. So, hierdie gedeelte is geskrywe, so 520 jaar voor Christus is Babylonië ingeval, Jerusalem ingeval deur die Babyloniërs, en Sagaria was 'n profeet wat opgerig is, en hy het visioene gehad. Die visioene was daarop gerig, op gefokus om die mense aan te moedig ten opsigte van hulle bouwerk, want hulle moes weer herbou. En sy visioene, en sy gesigte, en sy profesie was daarop gemik om hulle aan te moedig om te bou. En ook aan te moedig om terug te keer na Jesus Christus toe. Terug te keer na God toe, nee, terug te keer. So hierdie is een van daardie visioene wat Sagaria gehad het, maar volg gaan mooi, sien wat sê die woord van die Here, en dan gaan ons bietjie daarvan uit bedien. Wie's gereed, wie's reg, prys die Here. Sagaria sê, hy sê, then I looked up, and there before me were 4 horns, 4 horings. I asked the angel who was speaking to me, what are these? And he answered me, these are the horns that scattered Judah. Wat kom verwoesting saai het oor Juda, Israel and Jerusalem. Then the Lord showed me 4 craftsmen. Nou hierdie 4 craftsmen is dieselfde woord, Sharash Tekton, wat beteken bouwer. These craftsmen, I ask, what are these coming to do? He answered, these are the horns that scattered Judah so that no one could raise their head. But the craftsmen have come to terrify them and to throw these horns of the nations who lifted up their horns against the land of Judah to scatter its people. Hy sê, ek sien die visioen wat Sagaria het, hy sê, hy sien 4 horings wat opstaan om verwoesting te bring. En nou horings is simbole van mag, van krag, van aggressie. As jy 'n bietjie gaan kyk in die Bybel, wat is die horings 'n simbool van? Dis 'n dier se horings is daardie ding waarmee hy aanval en verwoes en aggressief is mee, nê? Maar hy sê, maar hy bring ook 4 bouers, 4 craftsmen. En hierdie 4 bouers staan op en dit bied teenstand teen die 4 horings. En dit is so goddelik, want 4 is ook profeties in die Bybel. As God 'n nommer noem, of as daar 'n woord, nommers ter sprake kom in die Bybel, dan is dit nodig om notisie te neem. Hoekom 4? Hoekom presies 4? En as jy bietjie oor dit oplees, dan kom jy agter, maar Israel se vyande was
hoofsaaklik 4, Babylon, Mede-Persië, Griekeland, Romeine, en dit wys die 4 vyande wat Israel kom onderdruk het, daai 4 dinge wat hulle kom onderdruk het, daai 4 vyande, daai 4 magte, daai 4 kragte, maar terselfdertyd rig God 4 bouers op, presies wat nodig is, presies genoeg, en hy bring orde om presies die genoeg perfekte teenstand te bied teen dit wat kom verwoesting wil saai. Dit is vir my fantasties om te sien God wat soveel toerusting, soveel teenstand bied vir dit wat wil kom verwoes, en ons weet dat die duiwel het gekom om te steel, te slag en te verwoes, Johannes 10 vers 10. Die duiwel is die een wat kom afbreek, wat kom verwoesting saai, wat kom dinge veroorsaak in jou lewe wat voel soos verwoesting. En soveel so, dit staan nie so in hierdie gedeelte, hulle koppe het gehang. Hulle kon nie eens hulle koppe oplig nie, so was hulle onderdruk. Soveel verwoesting was daar. Maar hy sê, hy stuur die bouers. En om teenstand te kom bied. Nou, in 1 Thessalonicense 5 vers 11 sê dit, therefore encourage one another and build each other up. En ek glo, God wek 'n gees van die bouers op. Ons is die bouers. Ons is die wat moet teenstand bied. Wat moet teenstand bied en dit wat die vyand wil kom verwoes en wil kom afbreek. Ons is die bouers wat moet opstaan. Ons is die wat moet teenstand kom bied deur die krag wat Jesus Christus vir ons gee, om teenstand te bied teen dit wat die vyand wil doen. En ek sien wêreldwyd is daar baie verwoesting. Maar in hierdie jaar roep God sy kinders op. Hy wek dit in ons harte op om teenstand te bied. Dit wil kom verwoesting saai. Nou, weet julle wat Romeine 8 vers 11 sê vir ons? Dieselfde gees wat Jesus Christus uit die dode uit opgewek het, is in ons. In ons is daar opwekkingskrag deur God se gees wat hy in ons harte, in ons gedeponeer deur sy volmaakte werk. Ons is die wat veronderstel is om in te stap en op te rig. Want ons het dieselfde opwekkingskrag, dieselfde oprigtingskrag in ons, deur die gees wat in ons werksaam is, en wat veronderstel is om te werk en om teenstand te bied teen dit wat die vyand wil afbreek. Julle weet in Haggai 1 vers 8, ons woord in die jaar was uit Haggai uit. Haggai 1 vers 8 sê dit, go up to the mountain. En hy sê, kry alles wat jy nodig het om te bou vanaf die berg. En ons weet, die berg is die ontmoetingsplek waar ons met God moet ontmoet. Nee, die geestelike ontmoetingsplek is die berg, as jy kyk simboliek van die berg. Nee, is waar Moses die 10 gebooie gekry het en waar God met Moses gepraat het, was op die berg. En waar Jesus self met sy hemelse Vader gepraat het, was op die berg. En hierdie jaar het ons begin en gesê, alles wat ons nodig het om te bou, waaruit is in ons geestelike ontmoetingsplek, daar waar ons God ontmoet, daar waar ons met hom is in die binnekamer, daar waar ons by hom is in ons stilte plek, in die geheime plek, dit is daar waar ons alles kry, al die toerusting wat ons nodig het, waar hy sy gees in ons deponeer om te kan opstaan en om te kan bou, dit wat die vyand wil verwoes en wat die vyand wil afbreek. Dan net in omben, daar is dieselfde opwekkingskrag is in julle. Ek wil dit net sê, om op te bou. Prys die Here vir die volmaakte genesingswerk waarmee die Here besig is in julle seun se lewe. Prys die Here. Ek lees weer, God herinner my in Psalm 91. En ek sê, Here, hoe bou ons daai opwekkingskrag? Wat rus ons toe om te bou? Weet julle wat? Wie is lief vir Psalm 91? En tydens COVID het hulle het vreeslik gelees en gebid. Nee, maar kyk wat sê Psalm 91 vers 1. Hy sê, he who dwells in the secret place of the Most High, the secret place, shall abide under the shadow of the Almighty. Hierdie hele Psalm 91
bied teenstand teen die vyand. Dit is 'n psalm wat wys hoe bied ons teenstand teen die vyand, en is die wat vertoef in die skuilplek van die Allerhoogste, is die wat daar vertoef, die skuilplek van die Allerhoogste. Ek het gesê, Here, wat presies is hier die secret place? Wat is presies hier die skuilplek? Wat suggereer dit? Wat is dit? En dan, as jy dit gaan soek in die Hebreëse lineêre vertalings, dan is dit presies wat dit sê. The secret place is be seeker, dit is die plek, dit is die your private place, your communion place, your hiding place, your spiritual place. En hy sê, he who dwells in the secret place, die wat lief is vir daardie ontmoetingsplek met die hemelse Vader, sal onder sy skaduwee vertoef. En dit gaan aan die hele psalm en sê, you shall not be afraid of the terror by night, nor the arrow that flies by day, nor the pestilence that walks in darkness, nor the destruction that lays waste at noonday. 1,000 may fall at your side, and 10,000 at your right hand, but it shall not come near you. Die wat vertoef in die skuilplek van die Allerhoogste. Die King James vertaling sê, he who dwells in the secret place of the Most High shall abide under the shadow of the Almighty. Daar onder sy skaduwee, daar is daar jou veilige plek. En dis van daardie plek af waar ons op staan en moet bou en moet teenstand bied teen die aanslag van die vyand. Hierdie jaar is dit nie uit jou eie mag of uit jou eie krag nie. Dit gaan nie werk nie. Wie het agtergekom, die teenstand is baie meer. Dis 'n ander tipe teenstand met dit wat ons mee te doen het die afgelope tyd. Ek sê vir my man, dit voel anders. Voel nie soos die teenstand wat ons in die verlede gehad het nie, nê. En hierdie jaar is dit waaruit jy gaan moet jou toerusting kry, daar by jou stilte plek, daar in the secret place of the Most High God. Ek is 'n bietjie in Kronieke en ek lees bietjie oor boue en jy weet, oral waar hulle gebou het, en God se altare, waar God se altare en God se tempels belangrik was, en hulle die altare herstel. Altare is ook 'n plek, jou geestelike ontmoetingsplek, nê? As jy bietjie gaan opsoek, jou spiritual altar, what is that? Dan beteken dit jou ontmoetingsplek. En reg deur 2 Kronieke, en kan jy sien, waar hulle die altare en die tempels belangrik geag het God die land geseën. Manasse, jy kan gaan lees oor koning Manasse wat die altare opgerig het en seker gemaak het, daar's nie meer aanbidding van valse gode nie, en wat die tempels opgerig het. God het toe gekom en vir Juda geseën, want hulle altare was in plek. God se guns is daarop as ons plek, ons altare herstel, terugkom na die teenwoordigheid van God toe, en van daaruit ons krag kry, en van daaruit begin opstaan, en van daaruit bou, want van daaruit is die teenstand teen die vyand. Want ons worstelstryd is nie teen vlees en bloed nie, nee. So ons teenstand moet ook in die gees wees. Wie verstaan dit? Prys die Here. Maar ek dink 'n bietjie oor dit na. Hy sê, those who dwell, die wat lief is om net daar te vertoef in God se teenwoordigheid. Those who dwell there. Daardie dwell beteken who lives there, who abides there, who remains there, who inhabits it, who sits there. Gaan soek dit bietjie op. Kyk of ek die waarheid praat. Ek was bietjie in die woord, ek het gaan kyk, wat beteken dit? Dit is jou sê, dit beteken those who sits there, who inhabits there, who loves to be in his presence. Ek het daaroor gedink, julle weet, in die huwelik, die woord, die Bybel gebruik baie die bruid en die bruidegom, die huwelik as vergelyking, nee, God kom vir sy bruid. Hy is die bruidegom. En ek het daaroor gedink op 'n stadium toe ek en my man uitgegaan het, en selfs toe ons verloof was, dan het hy elke aand by my kom kuier. Op 'n stadium was my woonstel naby genoeg, sy huis het sommer gehardloop na my toe. Nee. Maar dan het hy weer gegaan in die aande. Naderhand was dit so sleg, ons was naderhand siek en sad daarvoor, dat hy moet ry. Ons kon nie meer wag dat ons nou kan trou uiteindelik, dat hy nie hoef pad te vat en terug te gaan, dat ons sommer net kan opkrul en slaap, want dit is sleg, dan kyk ons tot laat, dan moet hy nou weer huis toe gaan, en hy moet nou weer pad vat. Nee. Maar dit is dieselfde met Jesus. Ons kan nie net stilte tyd hou, en dan opstaan, en dan gaan ons aan, en ons dink nie eens meer aan hom nie.
Of ons kan net sonna met hom kontak hê, en dan gaan ons weer aan en ons dink nie meer met hom nie. Hy sê, those who abide in my presence, daar's 'n stadium wat ons dit moet vasmaak. Ek behoort aan hom en hy behoort aan my, en toe ons getrou het, toe bly ons sommer by mekaar, maar weet julle wat, toe kon ek nie meer gemeenskap hê met die wêreld nie. Ek kan nie meer by ander mans gaan kuier nie, en hy kan nie meer met ander vrouens te mekaar wees en te veel met hulle kuier nie. Ek kan nie 'n ander mans vriend hê nie, hy moet my vriend wees. Dit is net nie reg nie. As ek met hom getrou is, ek het 'n mans vriend wat vir my belangriker is as hy nie. Ek is uitsluitlik vir hom bedoel, en hy is uitsluitlik vir my bedoel. En ek is ingestel op hom, en my hartsgerigtheid is om hom te behaag en om tevrede te stel en alles, en deur die dag gaan dink ek aan hom en ek verlang na hom en ek verneem na hom, en hy check in as hy lank uit is en sê ek kom eers laat terug, want hy's op my ingestel. Daar's 'n ander tipe ingesteldheid, if we dwell. Verstaan julle? Ek het nie my een voet in die huis en my ander voet ook in die wêreld nie. God roep ons, hy sê in Levitikus 20 vers 26, you shall be holy to me, for I, the Lord, am holy, and I've separated you from the peoples, that you should be mine. Daar is ook 'n ding, wanneer ons abide, is ons lewe vir hom. Ons is nie meer met die wêreld se goed in mekaar nie. Nee, ons bly by hom, ons is ingestel op, ons dink aan hom, ons wil dinge doen wat hom behaag. En ons is lief vir sy teenwoordigheid. En as ons nie in sy teenwoordigheid is nie, dan verlang ons na hom, en ons het 'n soeke na hom, en 'n verwagting na hom. Hierso by 5 uur dan begin ek verlang, en dan voel ek, hy moet nou terugkom, is tyd, ek soek hom, is reg as hy uit die huis uit was die hele dag, maar na 5, dan voel ek het 'n verwagting en 'n smagting na hom, en 'n verlange na hom, nee, en dan ek voel ek rustig as hy terugkom. Dis om daar te bly, to abide there. He who dwells in the secret place of the Most High shall abide under the shadow of his wings, just to stay there. Nie meer terughardloop en teruggaan na die wêreld, en teruggaan na die dinge van die, en my raad by iemand anders te gaan soek, en my krag by iemand anders te gaan soek, en my voorsienendheid by iemand anders te gaan soek nie. Hy sal nie daarvan nou as ek voorsienendheid by 'n ander man gaan soek nie. Maar ek soek om, vir 'n bokkie ek het dit nodig, nee? Prys die Here. Dis wat Johannes 15 vers 4 sê. We have to abide in him and him in us. And then we will carry much fruit. We will bear much fruit. As ons in hom bly en hy in ons, sal ons veel vrug dra om te kan bou. Dis van daardie plek af wat ons bou. Julle weet, en ek verstaan iets kom by my op, en ek onthou, ja, maar Petrus, kyk wat sê Handelinge 5 vers 15, Petrus se skaduwee het sommer 'n genesing gebring vir mense, maar weet julle hoe, was dit Petrus se skaduwee? Dis omdat hy, het was onder God se skaduwee, because he who dwells in the secret place of the Most High shall abide under the shadow of the Almighty. Petrus was onder die skaduwee van God gewees. He was abiding with Christ, and then his shadow came over the sick people. En dit het die mense sommer gesond gemaak. En God wys my, dit is vanuit daardie plek, when we abide in his presence, when we seek his presence, when we love his presence, en as ons dan met mense te doen gaan kry, gaan ons 'n verskil maak, maar nie deur ons krag, of deur ons wat so oulik is, of ons oulike woordjies, maar God se gees, sy opwekkingskrag wat in ons is, as ons by daai mense kom, dat ons 'n verskil maak. Dit is om die atmosfeer verander. Wie ken sulke mense? Hulle is net altyd positief. As jy by hulle is, dan verander die atmosfeer net so. Soos 'n Caleb gees. The spirit of the boulder is 'n Caleb gees, wat 'n verskil maak, omdat hulle in God se teenwoordigheid is, omdat hulle God se woord oopmaak. Nee, en ek lees ook in Handelinge 4 vers 13, jy sien die disippels het met Jesus gewandel. Hulle was die hele tyd in God se teenwoordigheid gewees. En ons lees verder, Petrus en Johannes het soveel selfvertroue en autoriteit gehad. En dit was nie as gevolg van hulle geleerdheid nie, nee. Die mense kon sien, Jessie, maar hier is iets anders daar omtrent hulle, en hulle het agtergekom, is omdat hulle in God se teenwoordigheid was. Dit sê so mooi, hulle het nie geleerdheid gehad nie, maar hulle het met soveel selfvertroue en autoriteit
Jesus verkondig, en dit is Jesus se autoriteit in hulle, omdat hulle by Jesus was. Daardie autoriteit. Handelinge 3 vers 6, ag, ek het daarvan gehou, het gesê, silwer en Petrus het gesê, silwer en goud het ek nie, maar dit wat ek het, in die naam van Jesus staan op en loop, het was ook nie hulle geld nie. Het was omdat hulle onder God se naam, God se autoriteit bedien het. Dis wat ons nodig het, vanuit daardie plek, onder die skuilplek van die Allerhoogste. Sommige net toevallig, ek lees in 2 Kronieke, ek sê vir julle, ek sien, ou Salomo het besluit om te bou. He had in mind, en ek besef, we have to have it in mind to build. Ons moet besluit, maar ek gaan uit om te bou. My mandaat is om te gaan bou. My mandaat is om te bemoedig. My mandaat is om op te rig. Want dieselfde opwekkingskrag wat in Jesus Christus is in my. My mandaat is nie om af te breek nie. My mandaat is om op te bou. Nie te kyk, hoe kan ek voortgaan en my doelwit bereik en sommer ander langs die plat maak nie. Dis nie die gees van die bouer nie. Die gees van die bouer is om te wil oprig en om te wil bou. Dieselfde was in Daniël 1 vers 8. Daniël het besluit, hy gaan nie deel wees van die Babyloniese gebruik en jy gaan lees dit. Hy het nie dit besluit en hy het nie. Hy het nie hulle kos geëet nie, hy het nie hulle gebruike deel mee geneem nie, hy het dit net besluit, he had in mind. En dit begin met 'n besluit. Begin met 'n besluit om God se teenwoordigheid te soek. Net besluit, ek gaan nou dit doen. 'n Besluit om ek wil bou. Maar ek wil vir jou sê, dit gaan nie wees vanuit jou eie mag of uit jou eie krag nie, maar dit wat jy kry vanuit jou binnekamerverhouding. Want die belofte is vanuit daardie plek where we abide in Christ. Prys die Here. Ek lees in 1 Korintiërs 3. As jy kan, maak gou daar oop 1 Korintiërs 3. Weet julle, die Bybel praat hierso met bouers. Dit was vir my so extraordinair. Hierdie hele gedeelte gaan oor bouers en bouwerk en hoe om te bou en met wat te bou en hoe om te werk te gaan om te bou. Dit was vir my sommer so goddelik en ek het net iets verstaan. Kyk gou saam met my. Hy sê, but each one should build with care. Elkeen moet met versigtigheid en omsigtigheid bou. For no one can lay any foundation other than the one already laid, which is Jesus Christ. Hy is die meesterbouer, hy is die fondasie, hy is die hoeksteen. If anyone builds on this foundation using gold, silver, costly stones, wood, hay or straw, their work will be shown for what it is, because the day will bring it to light. It will be revealed with fire, and the fire will test the quality of each person's work. If what has been built survives, the builder will receive a reward. If it is burned up, the builder will suffer loss, but yet will be saved. Sal steeds gered wees, maar daar sal verlies wees. Nee. En hy noem hierso boumateriaal. Hy noem goud, hy noem silwer, hy noem edelgesteentes, maar hy noem ook hout, en hy noem strooi, en hy noem hooi. Ek het nie geweet, hooi en strooi is verskillende goed nie, maar blykbaar is dit. Klink amper soos die 3 varkies. Maar ek's bly dat hy dit nie teen mekaar gooi die teks nie, want daar's 'n verskil. As jy met goud, silwer en edelgesteentes bou, ek het 'n bietjie daaroor gaan oplees, wat is the significance of building with this material? Weet julle wat? Goud, silwer en edelgesteentes, as ons die verskille kan opsit, word onder die grond waar niemand dit kan sien nie gevorm, in the secret place. It's formed there in the dark, where nobody sees, under pressure, onder teenstand, nee, oor tyd. En dit is die minderheid. Dit is duur, dis raar. And it's even purified by fire. As daar vuur oorkom, dan word dit eintlik nog suiwerder en nog mooier. Dit bring nie mooi na voorskyn as die vuur kom.
Wie voel hulle is onderdruk? Wie voel hulle is onder die vuur? Bly daar. God het 'n plan. God het 'n plan, maar dit wat na voorskyn gaan kom is baie duursamer. En dit gaan langer staan. Dit gaan meer, as dit getoets word, gaan daai werk, dit waarmee jy gebou het, gaan staan. Maar dan, teen teenstelling, hout en strooi, en dit word op die oppervlak gevorm, waar almal dit kan sien. Hulle sal jou sommer sê, nee, dis nie so sterk nie. Dit is sommer baie hoeveelheid, kan jy gras plant en gras verbou. Dis goedkoop, dis algemeen, dis common. En weet julle wat, as daar vuur oorkom, word dit verorber. Those who abide in the secret place of the Almighty God. So maak seker dat dit waarmee jy bou, vanuit daai plek kom, van daai verhouding van Jesus Christus, jy en hy saam, daai verhouding waaruit ons moet bou. Want dis wat stand gaan hou, dis dit wat gaan staan. In Mattheus 6 vers 4 sê dit, He sees what is done in secret and will reward it. Hy sien dit wat in die verborgene, in die geheim gebeur, net waar jy en hy is. Die gesprekke wat jy en hy voer. Nee, daar waar jy sy woord oopmaak en hom soek, en hom aanbid in gees en in waarheid, waar jy 'n saak met hom aan het. Ons wil baie keer sake met mense aan het, ons moet sake met die Here aan hê. Ons moet hom soek. Ek lees in Mattheus 5 vers 13 tot 16, waar hy ons roep om sout en lig te wees. Dis presies wat dit is bouers. Nee. Hy praat daarvan, ons moet sout wees, ons moet sout wees. Ek soek die Here, en baie keer as ek net getrou, ek kom in my binnekamer, en ek maak die woord oop, en ek bid, en ek soek hom in sy woord, maar daar's kere wat ek 'n ontmoeting het, en ek het onlangs 'n ontmoeting gehad met die Here, waar hy my wys, hier voor in die kerk, 'n groot soutpot, waar hy sout so uitstort oor die gemeente, en ek het dadelik neergeskryf in my journal, en ek sê, okay Here, wat wil U sê? En hierdie teks kom dadelik by my op, ons moet sout wees. Hy roep ons om sout te wees. Maar weet julle wat, as jy gaan oplees oor sout, se simboliese waarde, oral waar dit in die Bybel voorkom, is dit ook 'n covenant. 'n lasting covenant. Sout veronderstel ook reiniging en genesing, en Here wys my, hy bring reiniging, en hy bring genesing. Maar hy roep ons ook om sout te wees. Hy sê ons woorde moet so sout wees as ons praat. Hy roep hierdie gemeente om te gaan sout wees. Sout wat nie laf geword het nie, maar sout wat 'n verskil maak, 'n sout wat uitgaan en 'n smaak bring, wat 'n verskil bring. Hy roep ons om lig te wees, om lig op die onderwerp te bring. Ons kan net lig wees as ons kontak het met die ware lig, wat Jesus Christus is. Weet julle, hoe kosbaar is dit? Hy sê in sy woord, the unfolding of his word brings light. As ons die woord oopmaak, dan bring dit lig, en dit bring lig op die onderwerp, en dit bring verligting van ons oë, en dit wys ons die pad, en dis die kinders van die God, die gees van die bouer, wat gaan moet wys, dis is die pad, kom hier langs. Moenie dit doen nie, doen dit. Wees versigtig vir dit. Dit is reg, gaan soontoe. Dis ons bouer se werk, want ons is in die lig. Ons moet die lig wees, ons moet die lig bring. Maar weet julle wat doen lig nog? Dit bring die mooi na vore. As jou garage se lig af is en jou kar staan daar en al het jy 'n baie mooi kar, maar as jy die lig aansit, dan skyn daai kar, bring die mooi na vore, nee. God wil ons met die mooi na vore bring. As jy instap, jy sommer 'n verskil maak. Petrus se skaduwee het sommer genesing gebring, nie sy eie skaduwee nie, omdat hy die skaduwee van die Almagtige vertoef het. Ek ken sulke mense, jy sal nie negatiewe goed uit hulle monde uithoor nie. Hulle sal nie sleg praat van ander mense nie. As jy by hulle was, dan voel jy lekker. Het voel nie soos harde werk om daar te gewees het nie. Het voel lekker by hulle te wees. Jy voel, dis
Mag ons sulke mense wees, mag ons sout wees, mag ons lig wees, in Jesus naam. Ons is veronderstel om 'n verskil te maak. Sommige interessant, ek dog, Here, ja, hierdie hele ding van sout, en ek kom toevallig op iets af, nuwe boutegnieke wat hulle maak, is, hulle bou met soutblokke. Dit was ongelooflik, toe ek dit oplees, hulle sê, dit is nog sterker as sement, dit is nuwe tegnologie, dit is vuurbestand, hulle sê, dit is ongelooflike vuurbestande materiaal, soutblokke, ek dog, dit is maar net vir interessantheid, maar ek sê, Here, mag ons wees so soutblokke, wat bou, wat as die vuur kom, dat ons kan staan, in Jesus naam. Judas 1 vers 20 sê, dit is so goddelik, hy sê, but you beloved, geliefdes, build yourself up in your most holy faith. Bou jouself eers op. Dis hoekom jy nie stilte plek moet wees, waar jy jouself moet opbou in jou geloof. Dis hoekom jy moet kerk toe kom. Dis hoekom die tempels en die altare vir God nog altyd belangrik was. Dis daar waar jy moet opgebou word. Die Amplified sê so mooi, but you beloved, build yourself up on the foundation of your most holy faith. Continually progress, rise like an edifice. Weet julle wat sê edifice? 'n gebou. Hy sê, reis op soos 'n gebou. Bou jouself op in jou geloof. Bou. Higher and higher. Pray in the Holy Spirit. Jy weet, as ons in die gees bid, dan bou jy jouself ook ongelooflik op, nee. Maar dit is daai goed wat gebeur, wanneer dit net jy en God is. In die teenwoordigheid van God. En weet julle, as jy die woord bid, dan bid jy ook in die gees, want die woord is gees en lewe, volgens Johannes 6 vers 63. Hy leer ons om woord te bid. Jesus self het woord gebid, toe hy met die vyand te doen gehad het in die woestyn, het gesê, daar staan geskrywe, die profeet met die dooie bene het gesê, this is what the sovereign Lord said, toe hy met die dooie bene praat, nee, en dat vlees aangekom. As ons begin opstaan en ons begin bid en ons begin spreek, dit wat die woord van God sê, man, as jy voel die Here lê 'n skrif op jou hart, skryf hom neer en bid sommer daai skrif net so, sit jou naam daarin. Sê jou naam in, sê ek bid dat ek sal myself kan opbou in my most holy faith. Lord, help me to pray more in the Spirit. Help me to pray the word of God. Lord, I pray the word of God according to your word, Lord. It says in Jude 1 verses 20, I must build myself up in my most holy faith. Bid skrif, want dan bid jy ook in die gees, want die woord is gees en lewe. Dan wek jy lewe op. Hy sê bou. Matteus 15 vers 7 tot 8 het God vir die disciples 'n mandaat gegee. Jesus het vir die disciples 'n mandaat gegee. Wat moet hulle doen? Hy het gesê, as you go, proclaim my message. Gaan wees sout, gaan verkondig my woord. Dis die eerste ding, verkondig my woord. Sê vir hulle, the kingdom of heaven has come near. Gaan genees die siekes, raise the dead, en dit is ook geestelike dood, deur dieselfde opwekkingskrag wat in jou is, deur Jesus Christus. People are dead around us. They need raising up. You need to be the builder by proclaiming his message. You have to go out and give the message. Die message is nie jou boodskap nie, dis wat die woord sê, soos wat dit in die woord staan. Genees die siekes, dryf die demone uit, en dan eindig hy sê, freely you have received, freely give. Uit die oorvloed wat jy al reeds ontvang het, gaan gee. Reeds ontvang het deur die volmaakte werk van Jesus Christus, uit die woord, deur die kruiswerk, nee. Maar ek verstaan het ook so, freely you have received, freely give, dan daaruit uit jou binneplek, kan jy weer gee. As jy vol is, kan jy gee. As jy leeg is, kan jy nie gee nie. Van daardie plek waar jy reeds ontvang het, freely you've received, freely you must give. Dan moet jy gaan uitgee, vanuit ons binnekamerverhouding, nee. En ek wil afsluit,
Jesaja 49 vers 17 is so kosbaar, gaan lees die hele gedeelte in konteks. Dit sê, hurry you builders, hurry, go build. Hurry. Ons moet bou, maar weet jy wat, ons moet onsself eers opbou. Ons lees van hoe Dawid in 1 Samuel 30 vers 6 uitgesê, Dawid het homself versterk in die Here sy God. Nee, gaan versterk jouself, gaan in die binnekamer, in the secret place. En al is dit swaar, daar in die donker, daar waar niemand sien nie, daar waar jy teenkanting kry, daar waar daar druk is, daar waar daar swaar kry is. Die mense weet nie waar jy gaan nie. God weet. Maar hy is besig met 'n volkome werk. Want as jy dan daar uitkom en jy bou met dit wat die Here jou mee toegerus het, is dit die bouwerk wat gaan staan. Nie die vinnige oppervlakkige goed, die gras groei vinnig. Tjuk 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 tjuk. Nee, maar dit word net so vinnig verwoes. Dis daar in die secret place of the Most High God, waar ons moet toerusting kry om vanuit te bou. Ek bid dat die Here se gees in jou sal opwek om te bou. Bou in jou eie gees. Bou jou, herstel jou altaar. Gaan herstel jou eie altaar. Gaan herstel jou tempel. Jou aanbiddingsplek, jou ontmoetingsplek. En gaan bou, gaan maak 'n verskil. Wees sout, wees lig. Dit is 'n mandaat, dit is 'n oproep van Here Jesus Christus vandag vir ons. In Jesus naam. En hy sê, net dit wat die vyand wil kom verwoes, as genoeg bouers, presies genoeg, te kom teenstand bied. Maar ons moet opstaan, die bouers moet opstaan in Jesus naam. Wie sê, Here, ek sal bou? Weet jy, daar waar jy is, het die Here jou opgewek, om te gaan bou, om 'n verskil te gaan maak. Hy het vir jou spesifieke gawes gegee, vir jou unieke gawes, om te gaan bou met dit wat hy jou mee toegerus het. Maar dis nie uit jou eie krag nie. Dis vanuit daai abiding in Christ. Being set apart. In Jesus naam. Wie die woord van die Here gehoor, gaan maak 'n verskil vir Jesus Christus. In Jesus naam. Praise you Jesus, kom ons maak ons oor toe. Here Jesus, dankie vir u woord. Here, ek bid dat u en elkeen se gees sal opwek, Here, om te gaan bou. Dat hierdie woord diep sal val, Here, dat hulle sal weet, hulle het 'n mandaat, Here Jesus. Freely we have received, freely we must go give. We have to go give, Lord Jesus, but out of that secret place. Want u sê, die wat vertoef, Here, sal veel vrug dra. Sal veel vrug dra. Dankie, Here Jesus, vir vrug. Dankie, Here Jesus. Thank you, Lord Jesus, that we must go. Here, ons moet onsself versterk, eers in u. Dankie, Here Jesus. Here, ek bid dat u elkeen sal staatstel en sal versterk, om gehoor te gee aan u woord. And that I'll be salt and light and built for your kingdom, for your glory, for your purposes. In Jesus' name, amen.